True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Hierdie episode vat ons terug na 2015, 10 jaar terug. Dit was 'n saak wat die hele land in 'n greep gehad en gesamentlik laat asem ophou het in die hoop vir 'n positiewe uitkoms. Eers het sy onder geheimsinnige omstandighede van langs die pad verdwyn en later die aankondiging dat sy vermoor is. Suid-Afrika het haar toe leer ken as Jade Panayiotou, haar getroude van. Maar in hierdie episode verwys ek na haar as Jade Ings, die van waarmee sy gebore is, en ook die van wat deur haar ouers en suster gebruik word as hulle oor haar praat. Miskien omdat die man wat skuldig bevind sou word vir Jade se moord, die reg verloor het om sy van met haar te kon verbind. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza en hierdie is die ware misdaadverhaal oor die moord op Jade Ings. Ons begin met die stem van Christopher Panayiotou. Jy gaan hom hoor praat met 'n man wat vir hom werk en hy het geen idee dat die oproep opgeneem word nie. There's about 5 there. Sort yourself out. Okay. Yes. Okay. Yes. Because I'm all out now. This thing's cost me a lot of money. The family's also looking at me. So that. Yes. Okay. Die ding waarna Christopher Panayiotou verwys en wat hy sê hom soveel geld kos, is die gewelddadige moord op sy vrou Jade. Jy sal later meer klank van die gesprek hoor. Maar kom ons begin by die begin. Jade Lynn Ings is op die 22ste November 1985 gebore. Fotos van die jong familie wys hoe haar pa Derek en haar ma Michelle hulle harte op hulle eersgeborene verloor het. Michelle Ings sou later sê dat Jade 'n soetkind was, wat normale stoute dinge van 'n kleuter gedoen het. 'n Paar jaar later is die egpaar se tweede dogter, Tony, gebore. Wanneer Tony oor haar kinderjare met haar suster praat, is daar geen twyfel oor die sterk band wat daar tussen hulle twee was nie. Hulle het saam gespeel en ook met die kinders in hulle uit- en nagebuurt gespeel. Jade was iemand wat ander op 'n natuurlike wyse gekoester het. Sy het 'n passie gehad vir diere en het gereeld as vrywilliger gewerk by die dieresorgsentrum. Dit was daai deel van Jade wat ander altyd probeer help het, wat onderwys 'n natuurlike loopbaankeuse vir haar gemaak het. Maar dit was tydens haar studentejare wat Jade ook die man ontmoet het wat haar lewe vir ewig sou verander. Christopher Panayiotou was 'n aantreklike en charmante jong man toe hy en Jade Ings mekaar vir die eerste keer raak gesien het. Hy kom van 'n Griekse familie wat bekend was in die destydse Port Elizabeth sirkels. Sy pa, Costa, het baie besighede gehad. Costa Panayiotou is in Griekeland gebore, maar het saam met sy ouers Suid-Afrika toe verhuis toe hy 15 jaar oud was. Hier het hy sy vrou Fenula ontmoet. Christopher was hulle enigste seun met 2 susters. Die gesin het 'n goeie lewe vir hulle self gebou in die Oos-Kaap. Cherie Swanepoel het saam met die Ings susters groot geword en sy onthou hoe mense vir Jade gesê het, sy kan haarself gelukkig ag, toe sy en Christopher begin uitgaan het. Hy het voorgekom as 'n man wat altyd ander se behoeftes in ag geneem het en volgens Jade se suster Tony het Chris altyd 'n plan gemaak om iemand te help. Christopher en Jade was 'n paartjie wat uitgestaan het en hulle verhouding het aanhou groei nadat hulle graad gevang het. Jade het begin werk as 'n onderwyseres en dit was tydens die jare wat sy werklik ontpop het. Haar kollegas onthou haar as een van die mees hardwerkende mense wat hulle ooit teëgekom het. Sy het hokkie afgerig by die Riebeeck College waar sy en haar vriendin Cherie Swanepoel gewerk het. Op sy beurt het dit voorgekom of die weg gebaan was vir Christopher om in die familie se entrepreneur voetspore te volg en 'n besigheid van sy eie te begin. Hy het 'n nagklub genaamd Infinity oopgemaak, as ook 'n supermarktak. Christopher en Jade se families het hulle verhouding met oop arms verwelkom. Derek en Michelle Ings sê hulle het Christopher as hulle eie seun geag. Derek het selfs die kroeg in Christopher se nagklub gebou en hom nie 'n sent daarvoor gevra nie. Derek het later gesê vir hom was Christopher een van sy kinders en hy sou nooit sy kinders 'n sent vra nie. Die jare het verbygegaan, maar steeds was daar geen trouklokkies nie.
'n vriend van die Panayiotou-familie sou later beweer dat Christopher se pa druk op hom begin plaas het om met Jade te trou. Hulle het nie saam gebly nie, maar toe Christopher uiteindelik die ja-woord vra, het hulle besluit om saam in te trek. Dis ook later beweer dat Costa Panayiotou ongelukkig was met hierdie besluit. Hy het moontlik gevrees dat sou Christopher en Jade saam bly, hulle die troue sou uitstel. Maar daar was baie ander kwessies wat agter die skerms geskuil het en wat eers later aan die lig sou kom. Christopher Panayiotou het toe al 'n buiteegtelike verhouding gehad met een van sy werknemers en dit was al van voor hy Jade gevra het om met hom te trou. By die supermark waar Christopher en sy pa saam gewerk het, is daar geskinder oor die verhouding tussen Chris en Chanel Coetzee en dat hulle baie liefdevol was teenoor mekaar en dat die verhouding die grense van 'n professionele een oorskry het. As Costa gedink en gehoop het dat 'n huwelik met Jade Christopher se verhouding sou beëindig, was hy verkeerd. Een van Coetzee se vriendinne het later in die hof getuig oor die Chris en Chanel verhouding voor en na sy troue met Jade. Kleshka Kap het vir 'n geruime tyd geweet van die verhouding omdat Chanel gereeld daaroor met Kleshka gepraat en vertel het dat Christopher vir haar ook dierpersente sou gekoop het. Chanel en Jade het albei dierhandsakke van bekende handelsname gekry, 'n horlosie van R2000 elk en 'n GHD haartoestel. Met hulle verloving het Christopher en Jade in 'n meentuiskompleks in Kabega Park ingetrek. Die kompleks se naam was Stellan Glen. Kleshka het later getuig en selfoonrekords het dit ook bevestig dat sy en Chanel voor en na die troue by Christopher sou gaan kuier by die einste meentuis. Die twee vroue sou oorslaap wanneer Jade of in Gauteng was of by haar ouers gekuier het. Kleshka het getuig dat Christopher vir haar gesê het hy was bekommerd oor die impak wat 'n huwelik met Jade op sy verhouding met Chanel sou hê. Ten spyte van die verhouding en Christopher se duidelike huiwering oor die huwelik, het hy en Jade in 2013 getrou. Michelle Ings sou sê dat die Panayiotou-familie daarop aangedring het dat die seremonie in die Grieks-Ortodokse kerk moes plaasvind, volgens hulle geloof. Jade het ingestem. Foto's van hulle troudag wys 'n stralende paartjie wat op die oog af 'n diep liefde tussen hulle gedeel het en opgewonde was om hulle lewe saam te kon begin. Maar as mens net 2 jaar later na dieselfde foto's kyk, is die egpaar en hulle ouers basies onherkenbaar. Die impak van erge rou en hartseer op mense. Nie lank nadat hulle getroud is nie, kom Costa Panayiotou agter dat sy seun nooit die buiteegtelike verhouding met Chanel Coetzee beëindig het nie. Die twee het eenvoudig hulle verhouding hervat, asof die troudag nooit plaasgevind het nie. 'n Familievriend en polisiebeampte, Leon Eksteen, sou later meer lig hierop werp. Na Costa se vermoedens dat die verhouding steeds voortgaan en ten spyte van Christopher wat dit teenoor sy pa ontken het, het Costa sy ou vriend Leon genader om 'n nie-amptelike ondersoek te doen. Leon rapporteer terug aan Costa dat Christopher en Chanel inderdaad steeds in 'n verhouding is, nie teenstaande die feit dat Christopher nou 'n getroude man was. Leon Eksteen se opinie is dat dit neergekom het op hulle persoonlikhede. Eksteen sê dat Christopher gereeld sou opmerk dat Jade hardkoppig kon raak, terwyl Chanel die teenoorgestelde was. Sy het ingegee en Christopher het dit verkies. Eksteen het later vertel hoe Costa gedreig het om sy seun geheel en al te onterf as hy nie die verhouding met Chanel sou beëindig het nie. Hy het begin om sy seun heeltemal te ignoreer en by die supermark te vermy. Costa het aan Leon gesê dat hy werklik niks met sy seun te doen wou hê nie. Op sy beurt was Christopher besig om aan 'n ander plan te werk om sy pa uit die bestuur van die supermark te kry, sodat hy die besigheid op sy eie kon bestuur. Leon Eksteen het gesê dat dit voorgekom of daar op 'n manier geld oorbetaal is van Costa na Christopher. Die seun was nie finansiëel so selfstandig nie, of die geld oorbetaal is direk uit sy pa se bankrekening uit en of dit uit die besigheidsrekening gekom het. Dit het wel voorgekom of Christopher bekommerd genoeg was oor die moontlikheid dat hy van sy pa se geld afgesny kon word. So toe vat hy aksie. En nee, daai aksie was nie om sy verhouding met Chanel Coetzee te beëindig nie.
Terwyl dit als aan die gang was Jade in 'n emosionele stryd. Niemand het waarlik geweet hoe moeilik die tyd vir haar was nie. Sy het wel vir 'n paar mense vertel dat sy gevoel het sy is op haar eie in hulle huwelik. Aan haar suster, Tony, het Jade gesê dat sy nie gelukkig daarmee was dat Christopher sulke lang ure gewerk het nie en sy wou net 'n normale lewe hê. Aan buitestanders het dit voorgekom asof Christopher die lang ure gewerk het omdat dit sy doelwit was om vir Jade 'n groter huis in 'n duurder buurt te kon koop. Persoonlike dagboekinskrywings sal later hardop in die hof voorgelees word. In een so inskrywing het Jade in 2014 geskryf en ek haal aan. Every time I rip open my ribcage to release the butterflies, people are too busy swatting them away. I needed a hero, so I became one. All I've ever wanted is to be loved fully and completely. I don't know if I can live this life. I don't know how much more I can take. Why does he hide so much from me, and why is it so impossible to communicate with him? I write these words because I no longer have space inside. I may just explode. In 'n ander inskrywing het Jade ook gewys dat sy nooit enige druk op Christopher geplaas het vir 'n groter huis of meer weelde nie. Sy skryf, en ek haal weer aan, I want a normal life. A husband that comes home at a normal time, has a normal job, and makes time for his wife and family. Somebody that doesn't hide, lie, or cover up. Always respects and puts his wife first. Can understand and see how having all the money in the world is not as important as building a life with his wife. Daar's nooit met enige sekerheid bevind dat Jade wel agterdogtig was of gedink het dat Christopher 'n buiteegtelike verhouding gehad het nie. Dis wel duidelik dat sy geweet het dat hy iets vir haar weggesteek het. Die emosionele impak wat die probleme in hulle verhouding op haar gehad het, het uiteindelik ook sy fisiese tol op Jade begin eis. Dr. Bruce Du Plessis was in 2014 al vir 20 jaar lank die Ings gesin se huisdokter, toe Jade hom vertel het dat sy simptome van depressie gehad het en dat dit vir haar baie moeilik was om die mees eenvoudige van take te kon uitvoer. Du Plessis het 'n antidepressant vir Jade voorgeskryf en die twee het besluit dat hulle in Desember 2014 sou begin om Jade van die medikasie te speen. Maar op 16 April 2015, dis 4 maande na Desember, toe Jade vir Dr. Du Plessis vir die laaste keer gaan sien het sy vir 'n nuwe voorskrif gevra omdat sy nie gevoel het dat sy sonder die medikasie oor die weg kon kom nie. Dit was om en by dieselfde tyd wat Jade ook vertroulik aan haar suster vertel het dat sy baie alleen gevoel het en dat sy en haar man vir alle praktiese doeleindes aparte lewens gelei het. Christopher het na 'n aand by sy nagklub eers by die huis gekom wanneer Jade reeds opgestaan het om te gaan werk. En wanneer sy laatmiddag weer by die huis kom van die werk af, was hy besig om reg te maak om te gaan werk by die nagklub. Dit lyk asof Jade als gedoen het wat sy moontlik kon om die finansiële las te lig, sodat Christopher nie so hard hoef te werk nie. Haar ouers het later erken dat hulle vir haar geld gegee het om haar motor af te betaal en hulle het ook vir haar geld gegee vir die huis wat sy en Christopher beplan het om te koop. Wat die gesin egter nie besef het nie, was dat niks hiervan sou help nie, want soos hulle probeer het om een gat toe te stop, het Christopher Panayiotou een kant met 'n graaf gestaan en 'n nuwe gat gegrawe, een waarin hulle almal op die ou end sou val. Die skool waar Jade en haar vriendin Cherise gewerk het, was sowat 30 minute se ry van waar hulle gebly het. Die twee het besluit om saam te ry om petrol en onkostes op hulle albei se motors te spaar. Jade sou hulle 1 week skool toe ry en terug en Cherise die ander week. In die week van 21 April 2015 was dit Cherise se beurt. Jade het gewoonlik teen 6uur vir Cherise gestaan en wag net buite die ingang van hulle meentuiskompleks. Op die 21ste April 2015 moes Cherise eers petrol ingooi voor sy vir Jade sou oplaai. Teen so 20:06 die oggend stuur sy vir Jade 'n boodskap om te sê sy gaan eers gou volstasie toe. Dit het daai oggend lig gereën en Cherise stuur vir Jade 'n
tweede SMS om te sê sy hoef nie buite in die straat in die reën te staan nie. Cherise sou haar laat weet wanneer sy buite is. Maar Jade antwoord deur te sê die ligte reën pla haar glad nie. Sy sal buite in die straat wag. Minder as 5 minute later stuur Cherise nog 'n boodskap om te sê sy's op pad. Daai boodskap is nooit gelees nie. Om 6:33 die oggend stop Cherise Swanepoel voor die ingang na die Stellan Glen meentuiskompleks. Sy kyk rond, maar sy sien nie haar vriende nie. Cherise stuur nog 'n boodskap om Jade te laat weet sy's daar, maar dit word nie gelees nie. Toe probeer sy Jade bel, maar Jade tel nie op nie. Na 'n paar minute, waar tydens sy haar vriendin buite die kompleks soek, bel Cherise vir Christopher. Sy weet hy sou by die huis wees na sy aand by sy nagklub. Toe Christopher die foon antwoord, klink hy de mekaar, asof hy nie weet hoekom sy hom bel nie. Maar hy laat Cherise binne. Hy help haar deursoek die hele meentuis en hulle twee stel vas dat al die items wat Jade gewoonlik saam met haar werk toe sou vat, wel weg is. Dis haar handsak, haar skootrekenaar en haar selfoon. Teen sowat 7 uur daai oggend kry Derek en Michelle Ings die eerste vermoede dat iets nie pleis is met hulle oudste kind nie. Toe Christopher bel om te vra of hulle met Jade gepraat het. Nee, hulle het nie. Christopher vertel die eienaardige storie van hoe Jade van voor die meentuiskompleks ingang verdwyn het. Haar suster Tony Ings was daai oggend by die huis en sy onthou hoe sy gehoor het toe haar ma met Christopher gepraat en tot die slotsom gekom het dat haar dogter vermis is. Ma en suster het vinnig aangetrek, vir Derek Ings by die werk gaan haal en na die Stellan Glen kompleks gery. Die eerste polisiebeampte op die toneel was Peder-sergeant Aldrey Koen. Hy kry die Ings familie, as ook Cherise en Christopher Panayotu, waar hulle in die kompleks na Jade soek. Van daar af was daar baie verwikkelings en Jade se familie moes die realiteit in die gesig staar, dat sy nie was waar sy veronderstel was om te wees nie. Sy het nie haar foon geantwoord nie en daar was geen spoor van haar nie. Sy het soos mis voor die reënerige son verdwyn. Die speurder het 'n saaknommer uitgereik en daarmee is Jade Ings amptelik as 'n vermiste persoon aangegee. Die organisasie wat in sulke gevalle help, the Pink Ladies, is in kennis gestel en hulle het 'n plakkaat gemaak wat ook op sosiale media versprei is. Die storie het byna onmiddellik reg oor die land versprei. Toe die polisie ingelig is dat Jade getroud was met die seun van 'n prominente sakefamilie, is daar oorspronklik vermoed dat sy moontlik ontvoer is en dat 'n losprys vir haar veilige vrylating geëis sou word. Jade se suster Tony vertel hoe almal in daai eerste paar uur rondgehardloop en gesoek het, per voet, in hulle karre, desperaat om Jade te kry. Christopher was op sy foon en hy het nou en dan badkamer toe gegaan om sy neus te blaas. Tony sê sy was hartgebroke vir Christopher. In die episode Strangers You Know vertel Peder-sergeant Koen dat Christopher op 'n stadium vir hom sou sê dat Jade se selfoon aktief was in die Morningside gebied, die buurt net langs aan Kabega Park. Koen sê nie hoe Christopher gesê het hy dit geweet het nie. Maar Koen en die verslaane man van die vermiste vrou het in Morningside na Jade gaan soek. Niks het egter hiervan gekom nie. Toe die son begin sak, is 'n meer senior beampte ook by die saak ingesluit. Luitenant-kolonel Reinhard Swanepoel. Sy bynaam was Kanna. Nuwe inligting is ontvang van geld wat uit Jade se bankrekening onttrek is. Die geslote kring TV-opnames het gewys dit was definitief nie Jade wat die geld by die ATM getrek het nie. Stryger Botha het vir Protea Coin gewerk, die maatskappy in beheer van die spesifieke ATM waar die kontant onttrek is, en Botha is daai aand uitgeroep om die opnames onmiddellik vir die polisie te kry. Hy kon 'n foto kry van 'n man wat die geld om 7:25 daai oggend uit Jade se rekening getrek het, maar dit het later in die lig gekom dat die verkeerde tyd aan Stryger gegee is en hy het 'n foto geneem van die verkeerde man. Dit was nie die persoon wat die geld uit Jade se rekening onttrek het nie. Wat wel seker was dat daar iets verdags aan die gang was. R3.500 se kontant is op die dag van Jade se verdwyning uit haar bankrekening onttrek. Die eerste probeerslag in die oggend was onsuksesvol. Die eerste teken dat dit nie Jade was nie. Sy het geweet dat haar kaart 'n limiet gehad het. Daarna is daar nog 2 keer probeer en beide kere is die transaksie geweier. Die persoon met die kaart het toe die bedrag verminder
en by ander ATM'e probeer. Die transaksies op die kaart het om 12:55 daai middag gestop. Al die onttrekkings is gemaak by ATM'e in die KwaNobuhle gebied, 'n informele nedersetting sowat 11 minute van waar Jade en Christopher gebly het. Teen die tyd was dit duidelik vir die polisie en vir Jade se familie dat sy nie uit haar eie verdwyn het nie. En toe, kort na die bevestiging van die kontantonttrekkings, is nog inligting ontvang. Rachel Windvogel het op 'n plaas in KwaNobuhle gebly. Omtrent 7:00 daai oggend het sy geweerskote in 'n oop stuk veld naby haar huis gehoor. Rachel het gehoor hoe 'n kar gestop het in 'n gebied waar 2 paaie gekruis het. Sy het nie die kar gesien nie, maar na die geweerskote het sy gehoor hoe die kar in die rigting van KwaNobuhle jaag. Dit het als haar aandag getrek, maar dit was eers nadat Rachel gehoor het van Jade wat vermis is, dat sy besef het, sy moet wat sy gehoor het, by die polisie aanmeld. Teen die tyd dat die inligting, die lesenaar van ondersoekende beamptes bereik het, was dit reeds donker. Maar die polisie het die gebied gefynkam, per voet en ook met behulp van polisiehonde. Teen 11:00 daai aand is die soektog afgelas. Vir Jade se familie was dit 'n slapelose nag, terwyl hulle vir nuus gewag het. Chris was by die familie se huis, maar toe sê hy moet 'n werknemer gaan oplaai. Luthando Sejoni was 'n uitsmyter by Christopher se nagklub en hy sou help om na Jade te gaan soek in gebiede wat hy beter geken het. Christopher het later die aand teruggekeer na die Ings huis, waar hy die kos geëet het wat Michelle Ings gekook het en in die bed geslaap het, wat Jade se bed was, toe sy nog in die huis gebly het. Met sonsopkoms die volgende oggend was die Ings familie reeds aan die gang. Tony en Derek het saam met 'n groot groep vriende die dorp ingegaan, waar hulle strooibiljette versprei het. Vir hulle was dit 'n gevoel dat hulle iets gedoen het om te help, en hulle het gereken hoe meer mense bewus was van Jade se verdwyning, hoe meer voordelig vir die ondersoek. Michelle Ings het by die huis gebly. Alhoewel sy desperaat was om ook deel te wees van die soektog na haar oudste kind, het haar ander dogter Tony en haar man Derek haar ooreed om by die huis te bly, omdat sy goeie selfoonopvangs daar het, in geval iemand dalk bel. Op daai stadium het die familie steeds gehoop dat Jade ontvoer is en dat iemand 'n losprys sou eis. Polisiespanne is terug na die beboste gebied waar die geweerskote die vorige dag gehoor is. 'n Polisievliegtuig is ook ingespan om die gebied vanuit die lug te ondersoek. Binne net 'n paar oomblikke nadat die vliegtuig oor die gebied gesirkel het, laat die vlieënier die spanne op die grond weet. Hy het iets opgemerk. Tony was besig om strooibiljette in die dorp uit te deel, toe haar foon lui. Dit was Christopher, wat haar laat weet het dat die polisie Jade gekry het. Tony vra onmiddellik of haar suster lewe. Christopher Panayotu hou vooruit geen idee nie. Tony en haar kerel op daai stadium, wat nou haar man is, ry na die gebied toe. Daar's 'n foto van Tony wat op die grond kniel, net buite die gebied wat met geel polisiekleefband afgesper is. Dis een van die mees hartverskeurende fotos. Tony is emosioneel, hartseer en angsbevange als in een. Haar kerel staan oor haar, sy hande op haar skouers, terwyl sy haar gesig in haar hande hou. Dan kom daar 'n boodskap op haar foon. Tony staar na die woorde op die skerm en probeer sin maak van wat dit beteken. Die boodskap kom van 'n plaaslike joernalis en lees: "My condolences on the loss of your sister." Die realiteit slaan Tony. Jade is dood en die media weet. Haar ma weet nog nie. Wat as 'n joernalis vir haar ma ook hierdie boodskap stuur? Terug by die Ingshuis is daar 'n buurvrou wat by Michelle sit. Die buurvrou gaan deur haar Facebook-inskrywings op haar slimfoon. Toe sy skielik begin huil. Sy kyk vir Michelle met 'n grie-uitdrukking op haar gesig. Michelle Ings onthou nie baie na daai oomblik nie. Terug op die moordtoneel is Christopher by Tony. 'n Man genaamd Pieter Becker sou later getuig dat Christopher opgedaag het kort voor die nuus gebreek het dat Jade se liggaam gekry is. Becker was Chris se voormalige swaar. Hy was op beslag getroud met een van Christopher se susters. Becker het ook gehelp soek na Jade en sê hy het Christopher die oggend in KwaNobuhle gekry saam met sy oom Dimitri.
Die nuus van Jade se moord het toe reeds begin deurspoel en Becker vertel dat Dimitri baie emosioneel was. Maar Becker sê hy het nie baie emosie van Christopher sien kom nie. Hy het toegereken dit was omdat die man in skok was. Almal reageer mos maar op 'n verskillende manier in 'n oomblik van trauma. Op hierdie punt wil ek enige luisteraar waarsku wat Jade persoonlik geken of sensitief is vir die beskrywing van beserings. Ek gaan nou praat oor die beserings wat aan Jade se liggaam gevind is. Speursergeant Koen het op die toneel aangekom, waar hy die 28-jarige Jade Ings op die grond gekry het. Sy was reeds vir 'n geruime tyd dood. Daar was 'n duidelike koelwond in haar kop. Dr. Kevin Fourie het die nadoodse ondersoek op Jade Ings gedoen. Fourie het bevind dat Jade 3 keer geskiet is. Die eerste skoot was heel waarskynlik geskiet terwyl sy weggehardloop het met haar rug na die man wat die sneller getrek het. Die koel het deur haar rug beweeg en haar linkerlong getref. Jade verander ietwat van rigting. Die tweede skoot word afgevuur. Die koel het Jade se ruggraat oopgekloof. Dr. Fourie het bevind dat Jade nie hierna enige beheer oor haar bene sou hê nie. Sy het grond toe geval. Ten spyte van die kritieke toestand wat sy in was, het Dr. Fourie bevind dat Jade moontlik nog die impak van die 2 skote sou kon oorleef as sy onmiddellike mediese hulp kry. Maar die moordenaar het nie daar gestop nie. Die derde en finale skoot word afgevuur terwyl die man bo oor Jade staan. Die koel tref die linkerkant van haar kop en Jade Ings sterf byna onmiddellik. Die oomblik toe die polisie se ondersoekende beamptes ingelig is van die skote, het hulle besef, hierdie is 'n patroon wat deur sluipmoordenaars gevolg word. Voeg daarby die wete dat Jade steeds al haar juwele, insluitende 'n dierhorlosie aangehad het, en die polisie besef hierdie was 'n moord wat beplan was. Jade het vir minder as 5 minute buite haar meentuiskompleks gestaan voor sy ontvoer is, en daar is bereken dat sy doodgeskiet is minder as 'n halfuur na haar ontvoering. Sy is nie seksueel aangerand nie. So, as die aanvallers bloot haar ATM-kaart wou hê, kon hulle haar net daar in die straat beroof. As hulle 'n geweer op haar gerig het, sou sy vir hulle gegee het wat ook al hulle voorgevra het. Dit was 'n hoë risiko om haar te ontvoer en dan te vermoor, heeltemal te veel risiko vir misdadigers wat op soek was na 'n vinnige paar duisend rand kontant. Die ondersoekspan begin voelers uitsteek by hulle informante. Die boodskap word veral in die KwaNobuhle gebied versprei dat die moordenaar sou veroorsaak dat die polisie op die hele gemeenskap sou toesak. 'n Beroep is gedoen vir enige iemand met inligting oor die verdagtes om na vore te kom. Die polisie het nie lank hoef te wag nie. Lutando Sioni, Christopher Panayiotou se uitsmyter. Die sterkgeboude man het een groot fout begaan, toe hy te veel mense gevra het of hulle bereid sou wees om 'n sluipmoord uit te voer. Christopher is ook deur die polisie ondervra kort na Jade vermis geraak het en toe weer nadat haar liggaam gekry is. Dit het later aan die lig gekom dat hy die buiteegtelike verhouding aan polisiebeamptes erken het, maar hy het natuurlik ontken dat hy enige iets met Jade se moord te doen gehad het. Hy mag dalk nie 'n getroue man wees nie, maar hy was definitief nie 'n moordenaar nie, sou hy aan die polisie sê. Vir 'n week na haar moord het Christopher nog by die Ings familie gebly. Hy het saam met hulle geëet. Hy het in Jade se bed bly slaap. En hy het dit laat voorkom of hy saam met die familie rou, die familie wat hom as 'n broer en 'n seun geag het. Hy het nie sy afstand gehou van hulle pyn nie. Deur die dag sou hy sy familie besoek, maar hy sou altyd terugkeer na die Ings familie in die aande. Soos vir die dag nader gekom het, waarop die gedenkdiens vir Jade gehou sou word, het Christopher homself voorberei vir die groot aantal mense en roubeklaars, en dat hy die lofrede sou moes lewer vir die vrou saam met wie hy veronderstel was om die res van sy lewe te spandeer. By die plaaslike polisiestasie het die ondersoek nou vinnig begin spoed optel. Die omstandighede rondom die inhegtenisneming van Lutando Sioni, sy bekentenis en instemming om saam met die polisie te werk, sou als later bevraagteken word. So kom ons hoor hoe dit als gebeur het. Volgens die rekord het Sioni vinnig besef dat hy geen keuse gehad het toe hy ondervra en die polisie se bewyse teen hom voorgelê is nie. Hy het erken dat hy as die middelman opgetree het tussen Christopher Panayiotou en 'n ander man, en dat hy die moord op Jade Ings gereël het.
Die polisie het vir Sione gesê hulle was skepties hieroor. Hy kon maklik vir hulle die verkeerde inligting gee en Christopher blameer en die soeklig so van hom afkry. Miskien was hy die een wat Jade wou vermoor. Maar Sione het voet by stuk gehou dat sy storie die waarheid is en hy het bygevoeg, hy kon dit bewys. Hy sou Christopher bel en hom kry om dit als tydens 'n telefoongesprek te bevestig. Steeds was die polisie nie heeltemal oortuig nie, maar stem in. Dit was die 28ste April 2015, presies 'n week nadat Jade spoorloos verdwyn het. Christopher Panayiotou was besig om voor te berei vir sy vrou se gedenkdiens, toe sy foon lui. Hy erken die nommer en antwoord, maar hy hou dit kort. Panayiotou sê vir Sione, hy kan nie praat nie en hy sal hom terugbel na die diens. En hy voeg by, Sione moet hom nie weer bel nie, tensy Panayiotou hom vra om dit te doen. Vir die polisie is dit steeds nie duidelik of Christopher wel betrokke was nie en of hy dit oor die foon sou bevestig as dit wel die geval was nie. Christopher Panayiotou is nie 'n dom man nie. Later daai dag woon 'n groot aantal mense die hoogs emosionele gedenkdiens by vir Jade. Christopher se lofrede is deur die roubeklaars beskryf as een met die mooiste woorde wat hulle ooit gehoor het. Van sy vermoorde vrou sê Christopher onder andere, Jade is not gone, she's everywhere. Jade resides in the wind like an elemental force. Jade se vriendin Cherise sou na die tyd sê hierdie woorde het haar asem weggeslaan. Sy het geweet Christopher was lief vir sy vrou, maar sy het geen idee gehad dat hy sy emosies so goed in woorde sou kon uitdruk nie. Dis omdat hy nie kon nie en dit nie gedoen het nie. Christopher het op die internet gaan soek na lofredes en kry toe een wat 'n man genaamd Charles Atkins geskryf het toe sy vrou Jennifer dood is en hy het sy lofrede aanlyn aan sy oorlede vrou gewy. Christopher het eenvoudig die hele lofrede net so neergeskryf en al die Jennifers met Jades vervang en dit toe voorgelees. Dis natuurlik nie dieselfde as wanneer mense gedigte of literatuur voorlees of aanhaal wat vir 'n geliefde betekenis gehad het nie. Toe dit aan die lig gekom het, het dit nie goed gelyk vir Christopher nie. En toe kom die mees verdoemende bewyse teen hom aan die lig, die dag na Jade se gedenkdiens. Op 29 April 2015 praat Lutando Sione met Christopher en sê vir hom wat hy graag wou hoor. Sione wil uit die dorp uitkom, weg van die oë wat hy voel op hom is, en hy vra om Christopher te sien, sodat hy van die geld kan kry wat hy geskuld word om te kan vlug. Christopher stem in en reël dat hulle by 'n plaaslike volstasie ontmoet. Die polisie plaas 'n versteekte kamera in Sione se kar en hulle wag. Die stemopnames van die gesprek is later op YouTube geplaas en jy gaan nou daarna luister. Christopher het voor in die kar gesit en Sione agter. Hoe dit gebeur het is nie seker nie, want dit was Sione se kar. Maar dit was 'n goeie ding, want Christopher se stem kon duidelik gehoor word. I've been living like a rat now. Why? I don't know. Like, Babala called me and he told me, like, police were there at my house. Yeah. Yeah. So, everything now is changing now. But why are the police after you? That's why I don't know. I think there's an informer somewhere, somehow. You know? Did these guys split? Which one? Your friend? Yeah, Caesar. Did they tell anything? No, even them, they are on a run. Oh, is it? Yeah. Because I told them and they must not be here. Yeah, that's why they are on a run. Where are they going to? I don't know, they didn't tell me. Because I even changed my SIM card. Yeah, but you need to change it again now. Yeah, after You need to stop phoning them. yeah, after this, I'm gonna stop. Like I'm gonna call you in a new number. Huh? This one, okay? What? I'm gonna call you in a new number. No, you're not. You just miscall me. Okay, let's call you. Don't phone me or SMS me. So what's going on was I don't know, bro. this thing. I didn't see that it's gonna be like this. Yeah? How much is this? Plus minus 5. How much is it? So where are you going to now? I'm going back to Chile. I'm worried about my family, you know, just because this thing I didn't know that it's gonna be like this. I thought it's gonna be easy, you know? Yes, but why did they say to you when they fetched you the other day? They fetched me and then they asked me questions. Hey? What did they ask you? Fuck them questions. Hey?
fucking questions. Tell me. Nothing serious, boys. Did they ask you if you were involved? Yeah, it's sort of something like that. So what did you say? No, I lost their way though. Those are stupid ones. So where did they take you to? Oh, they did place. We went to, what do you call this? There, in the station. Yeah. From there, they wrote my statement. So, like, they were asking. And then, in my mind, it came like, you told me we were gonna be investigated. Yes. Yeah, so I was ready for that. You know? But I was not ready. So why are you running away? Now, they keep coming to my house. Did you take your phone anywhere? No, the other phone. Yeah, I destroyed. Did you? Yeah, you told me to destroy it. Then I destroyed it. Yes. Yeah, And the SIM card and everything. everything. I'm not using Did you Vodafone. throw it away? Yes, I'm not using Vodafone now, you see. Okay. I'm using this phone. So they didn't ask you anything about me No. or if I'm involved with anything. Yeah, but I haven't they asked you. Okay. Haven't they asked you yet? Yes, they asked me, but now you've been phoning me all day and they're tracing my phone, Tando. So the thing is, who could I call? Because I have no one to call. I know, okay, but now you must destroy it and I have to tell them you phoned me. Otherwise they're going to think I'm involved. Yeah. So you need to destroy that phone now. The phone and the SIM card, my boy. Both. Yeah. 'Cause- don't trust me now. No, I'm just checking. Yeah, I don't trust you now because just they think that of the police that are coming to me. I'm not sure my life, I didn't say, but they're obviously seeing who I've been phoning. They are tracking my phone and every number I phoned. They've investigated my family too. I don't know what Caesar did. Somebody said something. Yeah. Because this is like a murder thing now. It's not like a robbery or something. But that's what I said to you. It became a kidnapping and then a murder instead of just making it a robbery outside the house. Yeah, German shit. Like every time I'm thinking about my family, you know, I'm thinking about Sianda, I'm thinking about the two little girls, you know, I'm thinking about my Jimmy. They went to search your house, Sianda, Sianda, say so. You see? but there's nothing there. No, there's nothing. Yo, so stop stressing. I'm stressed now. Why should I not stress? I'm not safe anymore. Because I have to run away even from Caesar. Because Caesar, I told them also, they say that man was too little. But now they are running away too. You know? Yes, but it's because of them, Andrew. They made it. They made it the way they did. They made it so big. But they've run away, hey? How many of them? I only know Caesar. Is it black guys or colored guys too? Caesar is a black guy. And the others? I don't know if they have me or there. But I know Caesar because I was communicating with Caesar. You know. But I don't think Caesar was working alone. Okay, listen to me. I'm gonna report that you phoned me now. And then they're gonna call me. No, but you're gonna destroy the phone. So you're gonna give me them my number. Hey? This number. Yes. I have to handle the investigating. If I lie to them, they're gonna take me in. So I'm keep telling you, in half an hour, I'm gonna phone the investigating officer. He was at my house now. Now that's why I can't talk to you all the time. And my uncle is all around me. So I'm gonna tell them that you came to see me, wanted to borrow money because people took you for questioning for steroids. Yeah. You need to go hide in Jeffries for a while and keep quiet. So you're gonna support my family. Eh? Sianda, you know, is young and then still restless. You know more about the rent for the gym. Or supposed for the Yes, gym. but I can't do anything now. I'm under investigation, so I can't just give over money all the time. So don't worry, me and Sianda will talk. Yeah. Okay? Are you going to hide out that side in Jeffries? Yeah, I'm gonna stay one, okay? Because I guess I'm safe outside. So I'm going to say you must destroy your phone now, ne? Yeah. And the SIM card, and I'm going to say you told me you're going to East London. It's not. So you stay gonna go to Islam. Yes. Okay. Okay? Yeah, okay. Okay. Yeah, I'm going to be okay as long as they never know about us, Tandro. Yeah. I only ever helped you with the gym. I never did anything with you. I'll sort out your family. You hard low, okay? Okay, sure. You need to be gone for a few months till this thing calms down. Okay, so I'm gonna, if I need something, I'm gonna just call you. No, not on this number. Not only your number. You're gonna miss call me once, then you're gonna wait until I get another phone and SIM card. Yeah.
Okay? Alright? Okay. There's about 5 there. Sort yourself out. Okay. Yes. Okay. Yeah, just. Because I'm all out now. This thing's cost me a lot of money. The family's also looking at me. So that. Yes. Yeah. Okay. This thing is not a little thing. No, because these boys made it big. I told you to let them do it outside the house and take the bags and the rings, and then they didn't take the watch or anything. They just left everything. They just left everything there. You see, so it looks like a hit now. So they are after me, and that's why I can't meet you just like this in front of people, Tando. Okay. Don't phone and don't SMS me. They're watching the SMSs because you said. The reason that you SMSs you don't reply, and then me at the other side I'm hiding, and then I know, but you need to give me time. So from now on, you just give me one missed call on this number first time and never again. Don't ever phone me or SMS me to this number because they are listening to us. Even now? Yeah, well, yes, I put it off. Okay. But you... That's what you say even now? No, but they listen. When you're talking on the phone, they're listening. That's why I have to report this now. Okay. Alright, I'm going to say going to East London. Okay, I'm going to tell you. Okay. Sione het later sou ontken dat hy enigstens deel was van die plan om 'n sluipmoordenaar vir Christopher te reël, maar dit laat mens wonder hoe enige persoon so 'n gesprek kan hê as hy glad nie betrokke was nie. En dan is daar Christopher se op die man af en geen doekies omdraai houding wat mens skouerrillings gee. Hy verwys verskeie kere na die moord op sy vrou as this thing. Hy kla oor hoeveel dit hom kos. En een van sy mees skokkende uitlatings is waar hy vir Sione vertel dat die moord nie volgens plan verloop het nie. Christopher sê hy het instruksies gegee dat Jade buite die kompleks doodgeskiet moes word en haar skootrekenaar en haar juwele en ander goed gevat moes word sodat dit soos 'n rooftog moes lyk. Hy het ook glad nie Jade se vriendin Cherise in ag geneem nie. Onthou, sy was daar en laat omdat sy eers gestop het vir petrol. Sy kon moontlik daar wees wanneer die skote geskiet word. Dit was duidelik, Christopher het geen probleem daarmee gehad dat Jade voor Cherise vermoor word nie, of dat Cherise die een moes wees wat veronderstel was om Jade se liggaam op die sypaadjie te kry. Christopher het op 'n stadium agtertoe geleun en Sione deursoek om seker te maak hy het nie 'n mikrofoon wat versteek was onder sy klere nie. Christopher het agterdogtig begin raak, met goeie rede. Die Ings gesin is toegelaat om na die video-materiaal wat in die kar opgeneem is te kyk. Jade se suster Tony sê dit het vir haar gevoel of sy na 'n rolprent kyk. Nooit het sy in die week na haar suster se verdwyning ooit gedink dat Christopher die meesterbrein was nie. En nou sit sy saam met haar pa en haar ma en kyk hoe die man vir wie hulle vir meer as 'n dekade so lief was, sit en praat oor die moord op haar suster en hy verwys daarna asof dit net nog 'n transaksie is. Christopher is kort hierna in hegtenis geneem. Sy familie was in skok. Hy hou vol, hy is onskuldig. Maar sy hegtenisneming was slegs die eerste stuk van die raaisel en die polisie was besig om 'n prentjie te bou. Luitenant Sione het tydens sy hegtenisneming die naam van nog 'n verdagte aan die polisie gegee. Sizwezaki Vumazonke het uiteindelik beken dat hy die een was wat die sneller getrek het. Dit het aan die lig gekom dat hy kontak gehad het met 4 of 5 ander individue en een genaamd Trompie. Hy sou later 'n belangrike rol speel in 'n ander konteks. Selfoonkommunikasie tussen al die verdagtes sou 'n belangrike deel van die bewyse teen hulle wees. Panayotu het slegs met Sione gekommunikeer. Sione het slegs kontak gehad met Vumazonke en Vumazonke het sy span saamgestel, soos vir die selfoonrekords gewys het. Die 31-jarige Sizwezaki Vumazonke het sy lewe uit misdaad gemaak. Ten tye van Jade se moord was hy uit op borg vir gewapende roof. Hy is ook in 2011 skuldig bevind aan diefstal en die besit van 'n gesteelde vuurwapen en ammunisie. Daar is hy tronk toe gestuur vir 5 jaar, maar hy het net 2,5 jaar in die tronk deurgebring. Hy is op die 3 Mei 2015 in die Oos-Kaap vasgetrek vir Jade se moord. Intussen was dit baie moeilik vir Jade se naasbestaandes om vrede te moes maak met die realiteit dat haar man moontlik by haar moord betrokke sou kon wees. Haar ma, Michelle, het skuldig gevoel dat sy na Christopher omgesien het in die week na Jade se moord. Haar suster, Tony, het gevoel dat sy meer aandag moes gee aan Jade toe sy bekommerd was oor haar huwelik.
Die polisie het geweet dat die video-opname wat hulle in die kar gemaak het baie sterk bewyse is teen Christopher, maar hulle het nog nodig vir 'n sterk genoeg saak, ook teen die ander verdagtes. Dit was op die stadium wat Sione 'n seksie 204 getuie gedraai het. Dit beteken dat hy besluit het om vir die staat te getuig in ruil daarvoor dat hy nie aangekla sou word vir sy rol in die moord nie. Die ooreenkoms met seksie 204 getuies word eers bekragtig nadat hulle in die hof getuig het. Indien so 'n getuie sy storie in die hof verander, is die ooreenkoms nie meer geldig nie. Die selfoonbewyse teen die groep het baie belangrike inligting bevat om die individue en hulle onderskeie rol tot die misdaad te verbind. Vumazonke se selfoondata het die polisie toegelaat om die ander 2 verdagtes uit te ken. Sethemba Nemembe en Zelani Sibeko is deur Vumazonke ingetrek om in die moord te help. Selfoonrekords het gewys dat daar nooit enige kommunikasie was tussen Panayiotou of Sione met die 2 nie. Alle boodskappe het van Vumazonke self afgekom. En soos wat die spinnekopdrade begin het om die web te vorm, het meer inligting aan die lig gekom oor presies hoe die misdaad beplan en gepleeg is. Zulfra Zoknara het by die huurmotormaatskappy Zems gewerk, toe 'n individu op 9 Maart 2015 by haar kantoor ingestap en gevra het om 'n motor te huur. Daai man sou later uitgeken word as Vumazonke. Hy het 'n Toyota gehuur en daarvoor het hy 'n afskrif van sy ID-dokument en 'n kopie van sy bankstaat oorhandig, asook R3.500 kontant. Zoknara het die kar aan die polisie uitgewys en bygevoeg dat daar wel 'n opsporingsstelsel in die motor is. Die stelsel het bestaan uit die jongste tegnologie en het Vumazonke verbind tot baie van die persele en gebiede in die saak. Polisie het op die voertuig beslag gelê en 'n forensiese ondersoek gedoen. Ten spyte daarvan dat die voertuig skoongemaak is, het die polisie bloed in die kattebak gekry. Daar is egter nooit bevestig of dit Jade se bloed was nie. Ons weet dat Jade in die veld geskiet en daar gelos is, so dit beteken as dit haar bloed was sy moontlik beseer nog voor haar moord en is moontlik ook in die kattebak gedruk. Die inligting wat deur die opsporingsstelsel en die selfoonrekords ontbloot is, het 'n angswekkende realiteit by Cherise Swanepoel opgewek oor wat als gebeur het in die dae voor Jade se moord. Vumazonke die motor 'n maand en 'n half voor die moord al gehuur en in daai weke het hy en sy span die roete gery en voorberei. Die opsporingsstelsel het behoort aan die maatskappy Cartrack en Lorenzo Stoger was daarvoor verantwoordelik om al die data te analiseer. Hy het bevestig dat die Etios in die dae voor Jade se moord voor die meentuiskompleks sou staan, as ook voor die huis van Jade se vriendin, Cherise Swanepoel. Daar was baie kere waar die selfoondata van die verdagtes presies sou ooreenstem met die van Jade en Cherise, wat beteken dat die vroue agtervolg is. Mens kan jou amper nie indink die skok wat die nuus moes wees vir Cherise nie, om te weet dat sy dopgehou en haar elke beweging deur die groep ontleed is. Dit het ook aan die lig gekom dat die skool waar Jade gewerk het ook uitgeken is as 'n moontlike opsie waar sy vermoor sou word. Die selfoondata het gewys dat Vumazonke en sy span 'n aantal kere by die skool was. Dit beteken dat die groep, mens kan nie anders as om Christopher hier in te sluit nie, bereid was om 'n geliefde onderwyseres voor die skoolkinders te vermoor. Die opsporingsstelsel se inligting het 'n helder lig geskyn op presies hoe die gebeure ontvou het op die dag van die moord. Vroeg die oggend van 21 April 2015 was die Etios verskeie kere voor die ingang na Jade en Christopher se meentuiskompleks. Die kar het al om die Stellan Glen kompleks gery voor dit om presies 6:26 daai oggend skielik vinnig spoed opgetel en na die uitgang gejaag het. Die Etios stop skielik en jaag dan weg. Die motor ry rond vir 'n paar minute voor dit in 'n stil deel van Kanoboegle weer opgespoor word. Dit is als perfek in lyn met wat Cherise vir die polisie vertel het. Dit was daai paar minute nadat Cherise die laaste ooit boodskap van Jade gekry het, wat die Etios voor die kompleks aangery gekom het. Die verdagtes uitgespring en Jade ontvoer het. Die motor is nou wel op die toneel geplaas, maar dit het nog nie bewys wie was in die kar nie. Daarvoor sou die polisie op selfoondata moes staatmaak. Met behulp daarvan kon die polisie wys dat Vumazonke se selfoon saam met die Etios gery het op die oggend van die moord. Hy het een van die ander verdagtes, Sethemba Nemembe, opgelaai. Nemembe
Sy selfoon wys dat hy saam met die kar en Vumazonke beweeg het. Die ander verdagte, Sebeko, is eers later in die oggend opgelaai nadat die moord gepleeg is. Die Etios is teruggevat na die motorverhuuringsmaatskappy op die 23ste April. Met Panayiotou, Vumazonke, Nemembe en Sebeko in aanhouding, kon die polisie al die persele wat met hulle verbind word ondersoek en ook onderhoude doen met hulle familie. Al 4 is borg geweier. Sione is in beskermde aanhouding geplaas omdat hy 'n staatsgetuie sou wees. Dit het beteken dat hy nie in die tronk was nie, maar by 'n perseel waar hy permanente polisiebeskerming gehad het om ook te voorkom dat hy vlug. Dit was veral Panayiotou wat as 'n vlugrisiko geag is, omdat sy familie ryk was en hy ook mense in ander lande geken het. Tydens die onderhoude met die familielede het die polisie op nog belangrike bewyse afgekom. Zoleka Zakani is Vumazonke se tannie. Sy het aan die polisie vertel hoe hy in die week van 21 April 2015 by haar huis aangekom het. Sy tannie vertel dat Vumazonke gebewe en siek gelyk het. Buite haar huis het die vrou op 'n sak afgekom en toe sy hom daaroor uitvra het hy bevestig dit was sy sak. Hy het dit oor sy skouer geslinger en toe sy daar weg. Dit het ook aan die lig gekom dat Vumazonke in die dae na Jade se moord by 'n tradisionele geneeser was, vir wie hy vertel het dat hy 'n moord gepleeg het en daarvan genees moes word. Geen van die inligting sou egter in die hof toegelaat word nie, maar dit sou ook nie nodig wees nie. Die saak het baie verskillende kronkelpaaie gehad. Een daarvan was toe Vumazonke op die 7de September 2016 hospitaal toe gehaas moes word, nadat hy bewusteloos in sy tronksel gekry is. Ander gevangenes het vertel dat hy van maagpyn gekla het. Hy is later daai dag in die hospitaal dood. Byna onmiddellik daarna was daar sprake dat Vumazonke vergiftig is in 'n poging om te verhoed dat hy ook staatsgetuie sou draai. Die beweringe is nooit bewys nie. Jade se familie moes nou daarmee vrede maak dat die man wat heel moontlik die sneller getrek het, nooit geregtigheid in die gesig sou staar nie. In Oktober 2016, sowat 19 maande na die moord op Jade Inks, het die verhoor van haar man en 2 ander verdagtes uiteindelik afgeskop. Hulle is al 3 aangekla van sameswering tot moord, ontvoering, roof met verswaarende omstandighede en die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Christopher Panayiotou is ook aangekla op 'n addisionele klag van regsverydeling, wat verband hou met sy poging om van bewyse ontslae te raak. Al 3 het onskuldig gepleit. Panayiotou se regsverteenwoordiger was die ontslape en toe bekende verdedigingsadvokaat Terry Price. Nemembe en Sebeko is deur Pieter Daberman verteenwoordig. Advokaat Terry Price het in die hof aangevoer dat die video-opname van Panayiotou se gesprek in die kar met Sione nie as bewysstuk ingedien behoort te word nie, omdat dit as verstrikking geag is. Na 'n verhoor binne 'n verhoor het die regter egter bevind dat die video-opnames wel as bewys ingedien kon word. Omdat Christopher nie voorgesê is nie en daar is ook nie vir hom gejok sodat hy moes sê wat die polisie wou hê hy moes sê nie. Sione het geen leidende verklaringe gemaak nie en ook geen uitlatings wat hy nie in sy hoofgetuie sou beamoen nie. Dit het daarop neergekom dat die regter bevind het dat Christopher Panayiotou gesê het wat hy gesê het omdat hy wou. Advokaat Terry Price het later gesê die oomblik toe die video in die hof toegelaat is, het hy geweet hulle het probleme. Maar ten spyte van die sterk bewys teen Panayiotou, was daar nuwe hoop vir sy verdedigingsspan toe Luthando Sione getuig. Tot op daai stadium is Sione se getuienis geag as die spyker in die kus vir Panayiotou se saak. Sione sou getuig oor sy verklaring dat Panayiotou hom gevra het om iemand te kry wat sy vrou kon vermoor. Ook sy storie oor die verskillende misdadigers wat hy sou nader voor hy op Vumazonke besluit het. Maar toe Sione getuig, het 'n heel ander storie egter uit sy mond uitgekom. Skielik vertel hy vir die hof dat hy aangerand en deur die polisie gedreig is om die oorspronklike verklaring af te lê en ook sodat hy met Panayiotou moes vergader om die videomateriaal te kry. Hy vertel aan die hof dat hy aanvanklik geen idee gehad het van wat aan die gang was nie. Hy het nie geweet dat Jade vermoor sou word nie en hy het definitief nie vir Vumazonke gekry om die moord te pleeg nie. Om sy kommunikasie met die nou oorlede Vumazonke te regverdig, sê Sione hy het Vumazonke in die gemeenskap leer ken en hy het hom geld geskuld vir gimnasiumtoerusting wat hy van hom gekoop het. Sione het elke moontlike stukkie bewys wat hy geweet het polisie het,
probeer wegverduidelik. En hy voeg by, as Panayiotou skuldig was, het hy wat Sioni was geen idee gehad daarvan nie. En as Vumazonke vir Jade vermoor het, het hy hom definitief nie gekry om dit te doen nie. Staatsaanklaer Marius Stander het onmiddellik aansoek gedoen dat Sioni as 'n onwillige getuie verklaar word en dat sy status as 'n 204 getuie teruggetrek word. En dit was nie net Sioni wat sy storie verander het nie. Sy meisie, Babalwa Breakfast, het ook in die getuiebank 'n heel ander storie vertel as die verklaring wat sy oorspronklik afgelê het. Sy het aanvanklik gesê dat sy geweet het dat Panayiotou vir Sioni gevra het om iemand genaamd Jade te vermoor. Sy het vertel dat haar kerel in April 2015 vir haar gesê het dat hy iemand gekry het om die moord te pleeg en sy naam was Sizwe. Sy het oorspronklik ook aan die polisie gesê dat Sioni na Jade se moord by haar huis aangekom het met 'n sak vol kontant. Hy het vir haar gesê daar was R80,000 in die sak en dat sy die geld moes tel. Sy moes dit deel, R30,000 aan die een kant en R50,000 aan die ander. Maar toe sy in die hof kom, het Babalwa ontken dat sy enigiets hiervan weet. Sy is onmiddellik vir myneed aangekla en is in hegtenis geneem. En dis hier waar ons nou oor die geld moet praat, wat 'n groot deel van die getuienis in die hof sou uitmaak. Die staat het bewys dat Panayiotou inderdaad beplan en wel betaal het vir die moord op sy vrou. In Sioni se oorspronklike verklaring het hy gesê dat Panayiotou hom die aand voor Jade se moord opgelaai en na die supermark en nagklub toe gevat het wat deur Panayiotou besit is. Panayiotou het toe vir Sioni 'n sportsak gegee met R80,000 kontant in. Dit was veronderstel om Vumazonke se betaling te wees, maar Sioni het besluit om R30,000 vir homself te hou en het vir Vumazonke R50,000 gegee. Om dit te bewys, het die staat verskeie getuies geroep. Die eerste was 'n werker van Atlas Security wat getuig het dat die alarms by die twee besighede op die aand van Jade se moord wel af en aan geskakel is. John Best van Atlas Security het getuig dat die alarm by Panayiotou se supermark op die aand van 21 April 2015 om 11:30 afgeskakel is. 5 minute later is die alarm weer aangesit. Die alarm by Panayiotou se nagklub is kort daarna afgesit en is ook 5 minute later weer aangeskakel. Dit was nie verdoemende getuienis nie, omdat Panayiotou nie die enigste een was wat die kodes van die alarms geken het nie. Behalwe dat elkeen van die ander individue met toegang tot die alarms hulle eie persoonlike kodes gehad het en die kodes wat daardie aand gebruik is, het behoort aan Christopher Panayiotou. Die tye het ook ooreengestem met die tye wat Sioni aanvanklik gesê het, hy die kontant by Panayiotou gekry het. Dit was ook in dieselfde periode wat die Ings familie gesê dat Panayiotou by hulle huis weg is om Sioni te gaan haal. Hy het toegesê Sioni sou hom help soek na Jade. Panayiotou se meisie, Chanel Koets, was ook in die getuiebank en het vertel vir hulle verhouding. Sy het ontken dat sy geweet het van enige plan om Jade te vermoor. Ook sy het getuig oor geld, in haar geval R17,000 wat Panayiotou op haar motorlening betaal het. Koets het volgehou, dit was nie 'n geskenk nie, maar eerder haar jaarlikse bonus wat Panayiotou direk aan die maatskappy betaal het wat haar motorfinansiering behartig het. Die supermark se finansiële state het geen teken gehad van 'n bonus aan Koets nie. Die mees kommerwekkende van wat Koets getuig het tydens die kruisondervraging aan die lig gekom. Onthou jy die naam wat ek vroeër genoem het? Trompie? Wel, Trompie was een van die baie sluipmoordenaars wat na bewering genader is om Jade te vermoor. Selfoonrekords het gewys dat Chanel Koets vir Trompie 19 keer gebel het in September en Oktober 2014. Dit was sowat 6 maande voor die moord op Jade. Die nasionale ondersoekanalis, Teresa Botha, het getuig dat sy op die oproepe afgekom het tydens haar analise. Dit beteken dat daar vir 6 maande voor die moord reeds kommunikasie was met 'n sluipmoordenaar. Daar is egter nooit enige bewyse gelewer dat Koets in die beplanning van die moord op Jade betrokke was nie, en die kommunikasie deur middel van haar selfoon beteken seker nie baie nie. Maar dit kan wees dat iemand wat toegang tot Chanel Koets se selfoon gehad het en moontlik nie hulle eie selfoon wou gebruik het nie, met Trompie gekommunikeer het. Die ondersoek na Trompie se selfoonrekords het ook gewys dat 'n paar ander mense wat naby aan Panayiotou was, met Trompie gekommunikeer het.
Volgens die Suid-Afrikaanse regstelsel word 'n motief nie benodig om 'n misdaad te bewys nie. Maar die staat het wel aan die hof voorgelê. Dit was die argument dat Christopher Jade wou dood hê om 2 redes. Die eerste, hy wou hê dat sy verhouding met Koets moes voortgaan. Die tweede was 'n finansiële rede. Die staat het aangevoer dat Christopher dit nie verder kon bekostig om 2 leefstyle te onderhou nie, tesame met die risiko dat hy sy pa se finansiële steun in sy besigheid kon verloor. Om die argumente te ondersteun, is 'n voormalige sakevernoot van Panayiotou geroep om te getuig. Kevin McLaughlin het aan die hof vertel dat hy betrokke was by 'n besigheidsplan met Panayiotou, waarin hulle 'n reeks sportskroë en wettery besighede reg oor die Oos-Kaap wou oopmaak. Die plan was reeds in 'n gevorderde stadium, maar Panayiotou het gesukkel om die geld bymekaar te skraap. Hy het R750,000 benodig om die transaksie te beklink, maar dit het op dieselfde tyd gebeur as wat ons nou weet sy pa Costa hom ingelig het dat hy sy befondsing vir sy seun sou onttrek. So, Panayiotou het vir McLaughlin gesê dat hy die plan vereers op ys moes sit. Dan was daar die argumente wat deur die staat aangevoer is en bewys het dat Jade 'n emosioneel stormagtige tyd deurgegaan het en 'n prentjie is geskets van konflik in hulle huwelik. Jade was desperaat om vir haar huwelik te beklei, maar sy het nie verstaan dat sy nie al die inligting gehad het nie. Aan die ander kant was Christopher, wat besef het dat dit nie so kon voortgaan nie en besluit het dat hy 'n oplossing sou bied, wat tot net sy voordeel sou wees. Daar's baie gesê oor die feit dat die ideale wat Christopher se ouers vir hom gekoester het, 'n groot invloed op sy lewe gehad het. Daar's gevoel dat hy nie van Jade kon skei nie, want sy ouers was gekant teen 'n egskeiding. Maar dit is moeilik om dit te aanvaar, aangesien een van Christopher se susters wel van haar man geskei het. Mens kan nie anders as om te wonder of dit nie Christopher self was wat 'n egskeiding nie oorweeg het nie, omdat dit sou beteken dat hy 'n finansiële ooreenkoms met Jade sou moes bereik, en moontlik ook omdat hy nie sy buiteegtelike verhouding wou openbaar nie. Hy wou nie hê dat die beeld wat hy geskep het van die perfekte lewe in 'n lelike egskeiding moes kraak nie. Die verhoor het uiteindelik in 2017 tot 'n einde gekom, nadat die verdediging hulle beste gedoen het om teen die berg van bewyse uit te klim. Regter Dylan Chetty het nie geskroom om in sy uitspraak uit te vaar teen Christopher Panayiotou nie. Hy het Panayiotou daarvan beskuldig dat hy die moord op sy vrou benader het soos wat hy enige ander sake transaksie sou. Regter Chetty het Panayiotou skuldig bevind aan moord, maar nie op enige van die ander klagtes teen hom nie. Sinatemba Nemembe is skuldig bevind aan moord en roof met verswaarende omstandighede. Sebeku is skuldig bevind aan sameswering tot moord. As deel van die vonnisopleggingsproses het Jade se suster Tony die verklaring aan die hof voorgelees oor die impak wat die moord op die slagoffers gehad het. Toe sy begin praat, sien sy dat Christopher nie vir haar kyk nie. Sy roep hom en sê the least you can do is look at me. Christopher het egter nie. Hy het stip voor hom gestaar met sy gesig sonder enige emosies. Hierdie is 'n deel van wat Tony aan die hof voorgelees het, en ek haal aan. A year ago, when I decided I was going to request the opportunity to address the accused in court, the letter I had in mind was very different to the one I will be reading here today. I thought I would stand here, pointing at the three of you, laughing as I tell you how you have all lost, but that would be an absolute lie. So I stand here today with a broken heart, a damaged life, and immense anger. You have all won. In fact, you won this selfish game the day you all agreed to murder Jade. As usual, Chrissy gets exactly what he wanted. As much as I respect and appreciate the judge's ruling, no sentence will ever be enough, and no sentence will ever put the damaged pieces of our life back together. Tony het ook gesê dat sy gedink het die moord op haar suster was die ergste ding wat ooit kan gebeur, maar dat sy voel dat die verhoor selfs erger was, en sy het gesê dat die verdediging se advokaat Terry Price die skuld daarvoor moet dra. Sy het Price daarvan beskuldig dat hy haar en haar familie van dag 1 af soos vyande behandel het, en dat sy en haar familie herhaaldelik sonder die nodige respek behandel is deur sommige lede van die verdedigingsspan. Dit, meen Tony, het bygedra tot die familie se pyn en emosionele lyding.
Tony het gesê en ek haal weer aan, "We didn't ask for this. We did not ask to be here. We certainly did not deserve this treatment. No victim's family deserves this treatment. I understand that that is your job, but understand this. These are real people's lives that you are dealing with, and it seems you have all forgotten that an innocent person was murdered." Tony het verder gevra dat die regter in ag moet neem dat as Vumazonke nie uit die tronk vrygelaat is nie, haar suster moontlik nog kon lewe. Christopher Panayiotou het lewenslange tronkstraf gekry. Nemembe, wat aktief betrokke was by Jade se moord, is ook lewenslange tronkstraf toegedien. Sebeko is vir 15 jaar tronk toegestuur. Panayiotou het volgehou dat hy onskuldig is en hy sou so voortgaan om elke moontlike appelopsie te gebruik. Dit was onsuksesvol. Sy ma, Fanula, het later in 'n onderhoud met Huis van 'n Tydskrif gesê, terwyl Jade se familie in pyn is, lewe haar familie ook in pyn en angs. Fanula Panayiotou het gesê dat hulle ook 'n dogter verloor het, en nou ook hulle enigste seun. Terwyl dit die einde was van die stryd in die howe, was daar ook baie ander verwikkelings. In Desember 2019 is Christopher se pa Costa Panayiotou buite sy besigheid in die Tuuitenage doodgeskiet. Sy assistent wat saam met hom was, is ontvoer, na bewering verkrag en in die KwaZulu gebied afgelaai. Die polisie se georganiseerde misdaadeenheid is onmiddellik in beheer van die ondersoek geplaas, omdat daar gereken is dat dit moontlike aanval op die familie kon wees. Christopher het aansoek gedoen om sy pa se begrafnis by te woon, maar dis nie toegestaan nie. Daar's nooit enige nuwe inligting bekend gemaak oor enige inhegtenisnemings vir die moord op sy pa nie. En wat het van Lutando Siyoni geword? Hy het sy status as 'n 204 staatsgetuie verbeur toe hy sy storie verander het terwyl hy in die hof getuig het. Dit het beteken dat hy aangekla sou moes word. Maar die oomblik toe Siyoni uit die hofgebou uitstap na sy getuienis, het hy verdwyn. Hy was vir 6 maande weg voor hy weer aangekeer is. Daar's baie teorieë oor hoekom Siyoni sy getuienis sou verander het en wie hom befonds het terwyl hy vir 6 maande gevlug het, maar niks kon ooit bewys word nie. In 2021 is Lutando Siyoni egter verhoor vir sy rol in die moord op Jade Inks. Hierdie saak het Christopher Panayiotou ook teruggevat hof toe. Panayiotou het heel duidelik besef dat hy eerlik sal moet wees as hy ooit op parool vrygelaat wou word. Panayiotou het uiteindelik bely dat hy die moord op Jade gereël het. Hy moes na foto's van Jade se liggaam kyk met die koelwonde en het toegesê dat hy baie jammer was vir die hartseer en die pyn wat hy veroorsaak het. Volgens Panayiotou was hy onder erge druk en kon nie byhou by alles in sy lewe nie, sy vrou, sy meisie en 'n werk wat baie van hom geëis het. Jade se familie het gesê dat Panayiotou se belydenis te min en te laat was, want as hy dit gedoen het, reg aan die begin, sou haar familie nie deur daai verwoestende verhoor moes sit nie. Dan is daar Sinetemba Nemembe. 3 maande nadat hy gehelp het om Jade te vermoor, het hy en ander aangeklaagdes ook 'n 78-jarige vrou vermoor. Denise Webber is in haar huis vermoor in wat as 'n huisroof beskryf is. Nemembe is ook vir die moord lewenslange tronkstraf opgelê. Een van sy mede-aangeklaagdes was 'n man wie se van ook Vumazonke is. Sy naam is Tando. Kon hy 'n broer of 'n familielid wees van Sizwe Vumazonke? In die geval van die moord op Denise Webber is 'n huurkar ook gebruik en die polisie het vasgestel dat die groep, net soos met die moord op Jade, ook die huis vir 'n geruime tyd voor die moord dopgehou het. Dit laat mens wonder hoeveel ander moorde nie ook deur die netwerk van misdadigers gepleeg is nie. Jade se moord het baie lewens verwoes. Haar suster, Tony, sê sy voel gereeld skuldig dat sy nog leef. Tony het inskrywings op die internet gemaak onder 'n blog wat sy Jaded genoem het. En terwyl dit gepas sou wees om die episode te beëindig deur wie Jade was en hoekom haar moord so 'n uiterste tragedie was, is daar niemand beter om Jade in woorde uit te druk as haar suster Tony nie. Sy skryf, en ek haal aan. She was an amazing sister. Yes, we bumped heads a lot and had silly arguments when we were growing up, but that doesn't change the fact that she was an amazing sister. I always looked up to her feisty character,
her ambitious personality, her caring nature for children and animals. Dynamite in a small package, quite literally. She was so hardworking, and while she never expected a pat on the back for a job well done, I always felt like she wasn't truly appreciated enough. Many people didn't acknowledge how hard she worked and how hard she tried. You don't realize what you have until it's gone. This is so true. I always knew my sister was special, but now I realize just how special she was. I will always feel guilty for just being alive, and I really do wish that it was me that was murdered instead of her. I wish my mom and dad still had her rather than me. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die ware misdaadverhaal oor die moord op Jade Eames. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.